My name is Noma Kosazana Stokwe from the Amakwati Traditional Council. So I met with AfroForum through a friend. We wanted to develop our community, so they wanted to assist because the government is too slow in order to assist on other things. So today we are at Mtingwevu. It's one of our locations under the Amakwati tribal. They've got a project, which is the plant project. They're doing a small farms. They're planting the gardens and all that stuff so that they can be able to grow up their gardens to commercial farms. The AfroForum group, they brought guys from state aids in order to teach and train our people on how to grow up the seedling into seeds so that they cannot always buy them. So today we are here at Mtingwevu with them, teaching all our peoples, giving them their seedlings, and all the projects is going fine for so far. Ek het betrokke geraak by die projek waar ek gekontak was deur AfriForum en waar hulle my gevra het om te kom help om 'n gemeenskap te help leer hoe om 'n saailing te saai en dan groot te maak sodat hulle eie plantjies kan plant. En ja, ons het begin met die projek waar ons net met hulle in hulle taal gesels het en met hulle kennis gemaak het. En ja, toe het ons begin om vir hulle die stappe te wys hoe om te plant en hulle almal betrokke gekry om dit self te doen, nie een persoon alleen nie. So elkeen wat hier gesit is daar 'n saai laai gegee. Ons het die kompos gemeng en alles en die saailaaie vol gemaak en van daar af het ons vir hulle elkeen saad in die hand gegee en hulle het elkeen hulle eie saad in hulle eie laai geplant. Wat ons ook probeer doen is dat hulle uit hierdie uit sal leer hoe om dit meer as een keer te doen 'n jaar en nie net een keer te eet 'n jaar nie, maar dalk 3 keer of 4 keer te eet. Ons probeer ook om te kyk dat hulle dalk in hulle gemeenskap kan bydra, by skole kos kan gee deur dit wat hulle uit hulle tuine uit kan maak. In hierdie proses waar ons opleiding gegee het vandag om saailinge te maak, om mense te leer om selfstandig te wees, het ons ook so 'n bietjie van mekaar geleer. En wat in die gemeenskap gebeur en daarom is dit belangrik dat ons op 'n basis van wederwysige erkenning en respek dan kan saamwerk en op alle gebiede. En dit is waarom dit vir ons 'n voorreg is vandag hier. En dit wys ook maar net weer dat politici en die regerende party kan maar kom en sê wat hulle wil en die retoriek wat hulle die hele tyd het, maar dat goeie verhoudings op grondvlak beteken op die einde van die dag dat ons 'n sukses gaan maak in ons gemeenskappe. Wat natuurlik ook vir ons 'n groot voorreg is om te sien hoe saadmaatskappye inkoop en dit wat ons doen. En spesifiek op vandag ook, het ons gekry dat Staak Eers het vir ons die opleiding gegee. Hulle het saad geskenk ook vir die opleiding. En natuurlik Hygrotech in Pretoria het vir ons al die saailing-bakke ook geskenk wat 'n groot skenking is vir ons wat ons vandag hier kon uitgedeel het vir mense. So ek dink ons moet ook vir die saadmaatskappye wat inkoop in hierdie visie om gemeenskappe te versterk, wil ons regtig spesiaal dankie daarvoor sê ook. Ons waardeer dit regtig opreg. Geskiedenis het vir ons gewys waar daar goeie verhoudings is tussen gemeenskappe, gaan dit goed met almal. En wanneer verhoudings versleg, gaan dit ook sleg met almal. En daarom is dit vir ons belangrik dat ons hierdie verhoudings bou en dat ons versterk tussen verskillende kultuurgemeenskappe. So dit wat ons vandag hier gesien het en waarmee ons besig was, dra alles by tot die netwerk van kultuurgemeenskappe wat AfriForum bou. En die doel van dit natuurlik op die einde van die dag is dat verskillende kultuurgemeenskappe bymekaar kom en dat ons oor sake van gedeelde belang kan saamwerk om regtig 'n mooi toekoms te skep hier aan die suidpunt van Afrika vir almal van ons kinders.